Vriende, ons gaan nie elke aand hersiening doen nie, maar daar is die tema van hierdie reeks waarby ons stil staan. Die Heilige Gees skep lewenskragtige geloofsgemeenskappe. Wat is ons roeping? As die Heilige Gees ons dan skep as 'n geloofsgemeenskap, wat is ons roeping? Vanaand se tema, die volgende skyfie, is, en ek gaan nou daarby by Nicea uitkom, maar dis die tema van vanaand. Ons glo aan een kerk, waar gelowiges ten spyte van verskille saamwerk. Jy sal hoor, ek het dit so probeer formuleer dat dit ons almal raak. Jy sal dit hopelik deur die loop van die oordenking gesprek verstaan. Ons glo aan een kerk waar gelowiges ten spyte van verskille saamwerk. Vraag is, hoe werk dit? Soos jy weet, ons staan by Nicea stil. Die volgende een, asseblief Ander. Daar is hy weer, ek gaan nie als herhaal wat ek gisteraand gesê het oor Nicea nie. Ek wil net op een aspek attent maak, en ons gaan hom nou weer, soos gisteraand hardop, weer sê, as ons simbool, as teken van ons geloof. Maar jy sal sien, ons sê, ons glo in een God, die Vader. Ons glo in Jesus Christus, en ons glo in die Heilige Gees, wat die lewendmaker is. En dan sien nou daai laaste sinnetjie, ons glo aan. En jy hoor onmiddellik, dis 'n verhoudingsverskil. Ek glo in God. Ek glo op 'n ander manier aan die kerk as 'n geloofsgemeenskap. En dan sê ons daar's 4 dinge, een heilig, algemeen en die leer van die apostels. Dis wat ons by elke aand gaan stil staan, soos ons vorentoe gaan. So vanaand gaan dit oor daardie, wat beteken hierdie een wat ons nou gaan bely? Kom ons sit so, en dan sê ons weer vanaand, hardloop hierdie verkorte deel van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Heilige Gees, ons het gesê dat U lewend maak, dat U praat deur die woord, deur die Bybel. Wil U vanaand dit ook weer kom doen, dat ons in hierdie Pinkstertyd sal hoor wat U vir ons wil sê, hoe ons simbool kan wees, teken kan wees van U kerk, U geloofsgemeenskap hier in Kroonstad. Self kan ons nie verstaan nie, daarom bid ons en vra ons dat U vir ons lei, dat U vir ons wys, dat U vir ons sal help, dat as ons die brief lees aan Efesiërs, hoe Paulus dit verduidelik, dat dit vir ons duidelik sal word, ons verbintenis hier tussen mekaar, as U kinders, as U volgelinge, sodat dit sigbaar kan word. Ons aanbid die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vanaand kom uit Efesiërs 4 vers 1 tot 6. Iets sou gisteraand al gehoor het by die gedeelte wat ons uit Efesiërs 2 uitgelees het, daai vers 19 tot 22, dat daar elemente lê reeds daarvan hierdie eenheid, hierdie saamwees. En nou verduidelik Paulus dit op 'n ander manier ook in Efesiërs
4 vers 1 tot 6. Kom ek vra, as ons luister daarna, laat die oplied, die woordjie 1, kom 7 keer in hierdie gedeelte voor. Die ander interessantheid, as jy dit weet en jy lees, dan hoor jy dit dadelik. En ek sal dit vir u verder verduidelik ook weer. Hierdie eenheid lê begrond in ons verhouding met die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Luister hoe dit in hierdie teks verwoord word. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid, saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk het te bewaar, deur die band van vrede, een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is, een Here, een geloof, een doop, een God die Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Tot sover ons skriflesing. Vriende, om oor eenheid te praat, is 'n baie sensitiewe saak. Dit lê in ons verlede, dit lê in ons geskiedenis. Ek wil ter inleiding vir u 2 voorbeelde gee. Die een sal u waarskynlik ken, dis nie ver van ons af nie, van die gemeente Winburg, wat sukkel om by mekaar uit te kom en een gemeente te word. En nou weer, ek ken nie die geskiedenis nie, Christof julle mooi kan vertel, hy ken dit beter as ek, hulle het weer probeer en dit het weer nie gewerk nie. So ons het 'n verhaal van sukkel om by mekaar uit te kom. Hier is oor die lengte en die breedte van ons land verhale daaroor. Maar ek het die belewenis gehad, en dit wil ek met die deel, dit gee vir ons 'n bietjie 'n ander perspektief oor hoe ons sukkel oor 100 jaar of oor 200 jaar met eenheid. Goeie kollega van my, ja, as ek oor daaroor praat, hy's 'n Rooms-Katoliek, Chris Hermans. Hy vertel die storie wat hy self beleef het, hy's 'n Nederlandse teoloog, en hy kom in Skotland, en hy staan by 'n gesprek van 2 Skotse dominees, 2 klein gemeentetjies, 2 klein dorpies, nie ver van mekaar af nie. En die 2 predikante roei en stoei met mekaar. En hy vra toe vir hulle, maar hoekom word julle nie een nie? Dit gaan ons nou baie beter wees as hierdie 2 klein gemeentetjies daar in die Skotse platteland een gemeente kan word. En hier is die antwoord van die een dominee aan die ander dominee aan hom. Hy sê die volgende: They didn't warn us the Vikings was coming. They didn't warn us the Vikings was coming. Ek sê vir Chris, dis so 500 jaar gelede. Chris sê nee, dis 1500 jaar gelede. So Winburg is 'n probleempie. In Skotland is daar gemeentes wat nog kwaad is mekaar, omdat die Vikings die ander gemeentetjie ingeval het. So die saak van eenheid lê baie diep, en ek dink dis in hierdie belydenis van die Gees wat ons moet lei, is dit waarskynlik ongelooflik belangrik, laat ons mekaar stil staan en sê, hoe moet dit werk? Die kerk, geloofsgemeenskap, gemeente, is nie 'n kultuurorganisasie nie. Die kerktoring is nie die taalmonument nie. Jy sal dit ook onthou. Ek onthou die 90er jare uit. Hoe asseblief net nie Engelse lied sing nie, dan is dit ook die einde van die kerk. Die geloofsgemeenskap, wat ons bely, wat ons in Nicea opsê al vir 1700 jaar,
sê vir ons wat 'n geloofsgemeenskap is. Ja, taal is belangrik, ons aanbid, dis my hart waaruit ek praat. Maar 'n geloofsgemeenskap word op 'n ander manier gevorm as 'n kultuurvereniging, as 'n skool of watter ander organisasie ook. En dit moet ons probeer verstaan. Paulus skryf hierdie eerste klompie verse en hy spoor hulle aan. Hy vermaan hulle, hy sê vir hulle, as ek vir julle skrywe hier in Efese of waar hulle die brief ook al gelees het, moet julle so optree. Hierdie is 'n opdrag vanuit hierdie goeie nuus wat julle gehoor het, is daar 'n bepaalde manier waarop julle moet lewe. Wees die roeping wat julle het, wees dit waardig. Julle word deel van 'n geloofsgemeenskap. Besnedenis en onbesnedenis het by mekaar gekom. Jode en nie-Jode het saam in die geloof, hierdie geloofsgemeenskapie gevorm. Van hulle is uit die sinagoges gegooi. Hulle kon nie meer daaraan bid nie, kom by 'n huisgemeente by mekaar. Daar was sosiale verskille van hulle. As hy oor die nagmaal skryf, dan sê hy vir die wat meer welgesteld is, julle moenie vinnig die ete begin geniet nie, want daar's nog werkers wat van ver af kom. Wag vir hulle. In Korintiërs skryf hy oor dis van Apollos en dis van Petrus en dis van daar. Hulle het dit geken, dit was deel van hierdie stryd wat hulle gehad het. Maar nou spoor hy hulle aan en sê, moedig hulle aan, julle moet by mekaar uitkom, julle is een geloofsgemeenskap. Dis die band wat daar tussen julle lê. En dan gebruik hy bepaalde beelde om dit te verduidelik, bekende gebeelde. Die het ons gisterand na verwys. Dis een gebou. Christus is die hoeksteen. Dis die fondament van hierdie gebou. Die ander beeld wat hy gebruik is die een liggaam. Julle het mekaar nodig, hande en voete en ore en oë, en Christus is die hoof van hierdie liggaam. Julle het mekaar nodig. Dan roep hy die gemeenskap op, die gemeentetjie op, en sê, maar julle het 'n nuwe manier van doen. Daar is nuwe praktyke wat daar is. Julle is nuwe mense. Daarom leef julle op 'n ander manier. Die Heilige Gees skep dit onder julle. Die NG Kerk het 'n slegte geskiedenis met hierdie teks. Hier's 'n storie hier agter wat ek vanaand nie gaan herhaal nie, wat van u wat ouer is sal ken, oor apartheid en rasisme en hoe ons dit probeer verantwoord het en gesê het, maar eintlik beteken dit net iets geesteliks. Eendag sal ons regtig eendag een wees. Kom ons kyk vanaand bietjie verby dit ook. As jy hierdie teks lees, dan sê Paulus vir hulle, julle het 'n bepaalde lewenstyl. Hier waar ons inkom met ons verskille. Al praat ons vanaand Afrikaans, al lyk ons almal byna dieselfde, lê hier ook verskille tussen ons, en daarom moet julle mekaar op 'n sekere manier behandel, optree teenoor mekaar, en luister net weer daar, dis eintlik so in 'n sin maklik verstaanbaar. Hoe moet ons teenoor mekaar optree? Wees nederig teenoor mekaar. In die bergrede sê die Here Jesus, weet hoe afhanklik jy van God is. Jy word uit genade geroep. God het dit vir jou kom gee. Vir hoogmoed kan daar nie plek wees nie. Wees saggeaard en vriendelik. Soek die voordeel van die ander. Jou eie ego kan tog nie hier op die spel wees nie. Hy sê verdra mekaar. Wees geduldig met mekaar. Kry 'n lang humeur, is een manier om dit te sê. Wees lankmoedig.
met mekaar, stadig om kwaad te word, om uit te hou met die ander se swakhede en tekortkominge. Mens sou dit ook kon sê, gee in liefde vir mekaar om. Die Gees, skryf hy, het 'n band van vrede onder julle bewerk wat julle saambind. Al hierdie woorde verduidelik hoe ons teenoor mekaar in hierdie ruimte van gelowiges wat in 'n geloofsgemeenskap is, moet saamkom. Nederig, saggeaard, vriendelik, geduldig, in liefde, vrede. Dis die manier hoe ons verskille tussen ons moet hanteer en met mekaar moet praat en mekaar mee moet werk. Die vraag vanaand sal wees, vergeet van wat in die groot kerk gebeur op ander plekke. Hier, waar ons saamkom, is dit hoe ons met mekaar werk? Is dit die styl wat ons het teenoor mekaar, as die een van die ander verskil, om watter rede ook al? Dis die styl, dis die ruimte, die uitkenbare styl wat Paulus van praat. Tweede aspek, en dis eintlik die fundamentele wat ek vir u uitgewys het in hierdie gedeelte. Dat as jy dit raak sien, dan plaas dit op 'n ongelooflike belangrike plek. Hy sê hierdie eenheid is gegrond in die Seun en die Vader en die Heilige Gees. As jy die teks weer lees, gaan sien dit mooi raak. Die Gees skep hierdie een liggaam. Die Gees skep hierdie hoop. Alles Christus die hoof, is dit die Gees wat hierdie bande bind, wat jou laat hoor hoe God jou roep, wat jou sê daar's 'n toekoms, daar is net een Gees wat met julle praat, daarom moet julle saam gebind wees, skryf Paulus. Daar is net een Here, een geloof, een doop. Net een Here Jesus Christus. Hierdie net een Here is die kern oorspronklike belydenis, wat ek gisteraand vir gesê het, by die doopvond begin het. Ons bely dat U die Here is. Daarom is daar een doop. Net U maak dit moontlik. Die kerk staan onder die bewind van Jesus Christus. Hy is die hoof van die liggaam, hy is die hoeksteen. Is maniere wat hy dit op verduidelik. Derde, daar is net een Vader in almal, van al die gelowiges. Ons almal saam bid die Onse Vader. Ons is sy familie. God kies ons as sy familie. Hy het die besluit geneem, wie word my familie? In hierdie verhouding met God drie-enig lê die grond, die fundament van ons eenheid. Anders vertaal, anders gesê, beteken dit dat ons geroep word om saam te wees. Dit kan gaan oor denominasies, dit gaan oor gemeentes, dit kan gaan oor belydenisse, dit kan oor netwerke en vennootskappe gaan, maar uiteindelik wat ek vanaand vir u probeer formuleer is om te sê, hoe werk ons as gelowiges hier saam? Hier in die dorp waar ons is. Ons gaan nog sukkel met die denominasies en allerhande sulke dinge. Maar in my daaglikse lewe kom ek mense teë wat lid is van 'n ander kerk, wat lid is van 'n ander denominasie, wat aan 'n ander gemeente behoort, wat dalk 'n katoliek is, of in 'n charismatiese kerk is, of hoe ook al. Hoe doen ons saam in hierdie styl? Hoe hanteer ons verskille met mekaar? Ons gaan nooit oor alles met mekaar saamstem nie. En ek wil nou nie 'n lysie maak van sulke dinge nie, u sal dit weet. Maar kom ons praat met mekaar daaroor. Kom ons kommunikeer met mekaar daaroor. Vanuit hierdie diep verbintenis met God drie-enig.
dis waartoe Paulus ons wil aanspoor, glo ek, in hierdie brief. Hoe werk ons saam by die werk, by die skool, by die huis, waar ek ook al kom, met wie ek ook al as kinders van die Here op my pad kruis, wat bely Jesus Christus is die Here. 'n Kerk, 'n geloofsgemeenskap, is 'n plek waar gelowiges een is, ten spyte van verskille. Kom ons bid en vra, as die Gees ons lewend maak, dat ons iets sal verstaan van hierdie diep gewortelde verbintenheid wat ons het, as familie, as een liggaam. Amen.